Ek wil elke broer en suster vanoggend begroet in daai geseënde aloorwinnende naam van Christus Jesus. Ek wil vandag gedagte deel oor die tema as die Here die huis nie bou nie. Psalm 127 vers 1 verklaar, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En ek dink die heel eerste ding wat hierdie skrif verklaar is ons totale afhanklikheid van God. Dit wys alle menslike pogings is nutteloos en leeg as dit nie deur God geseën en gevestig word nie. So as die Here nie deel is van jou gesin, van jou toekoms, van jou bediening, van jou werk, van jou planne sien, daar sê die woord, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. Jou planne mag miskien tot stand kom, maar dit gaan nie volhoubaar wees nie. Die tweede gedagte is God se soewereiniteit. En dis waarom die woord verklaar, as die Here die huis nie bou nie. Sy soewereiniteit sluit in, dat hy is absoluut in beheer van alle dinge. Halleluja, wat 'n wonderlike gedagte. Net die Here kan iets standvastig en blywend maak. Prys die naam van die Here. Die mense mag strukture oprig. Halleluja, maar sonder God se seën is dit nie volhoubaar nie. En dis waarom ons baie kere hoor van as sê, daar staan baie wit olifante. Want toe hulle dit begin het, prys die naam van die Here, was die seën van die Here nie daarop nie. Spreuke 19:21 sê, baie planne is in die hart van 'n man, maar die raad van die Here, dit sal bestaan. Prys die naam van die Here. Dit wys eintlik as die Here deel is van jou saak, van jou planne, prys die naam van die Here, dan werk dit alles ten goeie mee. Die derde gedagte is, as die Here die huis nie bou nie, dit spreek van samewerking tussen die mens en God. Halleluja! Dit gaan oor die erkenning dat God die boumeester is en dat ons die medewerker is. So hy is die boumeester, prys die naam van die Here. Hy is die rigsteen waarop alles van ons aan die einde van die dag bestaan. En dis waarom Spreuke 3:6 sê, ken hom in al jou weë. Halleluja, as die Here die huis nie bou nie, as hy nie deel is nie, prys die naam van die Here, te vergeefs, halleluja, sal al ons planne uitgevoer word en aan die einde van die dag tot niks kom. Die vierde gedagte, halleluja, wat ook insluit as die Here die bou nie, dit spreek van sy beskerming en vestiging. Halleluja. Net soos die wagters die stad nie kan beskerm sonder God se hand nie, so kan geen mens sy huis beveilig as dit nie deur God gedra word nie. Halleluja. As die Here deel is van u gesinsbeplanninge, u gesinsaksies, halleluja, sal alles, halleluja, ten goeie meewerk. As die Here deel is van jou huwelik, prys die naam van die Here, sal alles ten goeie meewerk. As die Here deel is van jou toekoms, sal alles ten goeie meewerk. As die Here die huis nie bou nie, beteken dat jou werk, jou planne, jou gesinslewe sal nie ewige waarde of beskerming hê, net soos God kan gee nie. So maak God deel van alles in jou lewe, as die Here die huis nie bou nie. Terwyl ek prys die naam van die Here so gesit het, en ek dink terwyl die Here met my praat hy oor die woord, dis as die woord huis so 'n bietjie wederbaring kry. En ek dink prys die naam van die Here, die Heilige Gees sê dat die H in die huis is, hy is die helper, die H staan vir helper, halleluja, daar's maar net een
Hy is die enigste ware helper. Halleluja. Mense help jou uit op voorwaardes. Halleluja. Mense prys die naam van die Here as hulle jou gehelp het. Halleluja. Verwag hulle iets terug. Prys die naam van die Here. Maar die Here, as hy deel is van jou huis, en hy is die helper, dan help hy jou ten volle uit. Hy is die enigste ware helper. En dan die u is uniekheid. Halleluja. En dis asof die Here vir my sê, hy is uniek. Die God wat ons dien is 'n unieke God. Hy wil unieke dinge vir ons doen. Maar dan moet ons hierdie unieke God toelaat in ons huis. Prys die Here. Dis hom geseënd, halleluja. Dan u is vir intercessor. 'n Intercessor is iemand wat intree. Halleluja. Die Here sê, as hy deel is van jou huis, dan is hy jou intercessor. Hy tree vir jou in. Hy maak deure oop. Hy maak 'n weg waar daar nie 'n weg is nie. Halleluja, omdat hy jou intercessor is. Dan die laaste in die huis is die S, waar die Here sê, hy is jou stuurman. As ons eie lewe moet stuur, prys die naam van die Here, maak ons foute. Maar as die Here die stuurman is, halleluja, wie wil so iemand hê wat in beheer is van alles? Die Here seën die gedagte in Jesus naam. Amen.